Goeiemôre vriende, hier is so op maandag die 12de Januarie 2026. Ek dink die skole begin ook hierdie week, so ek sê voorspoed vir al die kinders, veralnik die graad 1tjies wat skool toe gaan en die graad R wat skool toe gaan. Vir julle mamas en papas, wat hulle moet vat, is mos altyd maar 'n bietjie 'n traumatiese proses vir die papas en die mamas om hulle die eerste keer te vat. So voorspoed vir julle. Sommige aan die begin van die jaar, begin van die skoolkwartaal, sommer vir julle matriek sê, wat hierdie jaar 'n matriek is ook, 'n goeie jaar wat vir julle voorlê. Bid ek vir julle, mag julle regtig hierdie jaar se sinvolle jaar beleef, 'n jaar wat julle ook uit die aard van die saak baie hard gaan werk, en onthou altyd, dis die punte wat jy met jou hele lewe lank saam met jou vat. So ons dink in die besonder ook aan julle. Ons dink aan al die onderwysers, onderwyseresse in hierdie tyd, in 'n tyd wat dit nie maklik is om onderwys te gee nie, wat geweldig baie van julle vereis word. Weet maar net, ons dink ook in die besonder aan julle in hierdie nuwe skoolkwartaal wat begin. Kom ons raak dit so vir 'n wyle stil. Here, baie dankie dat ons nog die voorreg het om skool toe te mag gaan, Technikon toe mag gaan, tegniese college of tegniese universiteit toe kan gaan, dat ons universiteit self toe kan gaan, of dat ons in diens opgelei kan word, Here, in maatskappye. Baie dankie daarvoor. Here, ons kom draak hierdie jaar aan U op, hierdie nuwe skooljaar, Here, die akademiese jaar, en ons kom vra vir U dat U by almal sal wees wat betrokke is, daar by die leerders, die onderwysers, die onderwyseresse, die dosente. Wees met hulle in hierdie jaar in die besonder. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ja, ek het gister met julle stilgestaan en met julle gepraat oor die dwaalleraars en wat hulle alles gedoen het en wat so goed hulle verkondig het, en hoe ek vir julle gesê het, julle moet uit die konteks gaan kyk, hoekom praat Paulus oor onseerlikheid en onreinheid en welis, omdat dit alles deel was van die afgodskultus in daai tyd, en dit is mos nou heidene wat tot bekering gekom het, en hy sê vir hulle, hoorie, besop dat julle nou nie weer in al hierdie ou goed val nie, want dis bekende weer van julle, besop vir die dwaalleraars, hierdie gnostiese dwaalleraars wat hier rondhol, wat vir julle sê, liggaam en siel is geskei, en wat doen met jou liggaam wat jy wil, besop vir hierdie ouens wat engele aanbid, besop vir die ouens sogenaamde visioene sien, want op die ouene gaan dit maar net baie oor hulle self. Hy sê dit so hierso in vers 18 en vers 19, waar hy sê, moenie dat iemand wat behaag skep in danige nederigheid en in die aanbidding van engele, en wat voorgee dat hy allerhande visioene gesien het, julle daarmee mislei nie. So iemand verhef hom oor wat hy in eie waan van homself dink, of haarself dink, en hy hou nie aan die hoof, aan Christus vas nie, né? So ek het vir julle sê, kyk, wees maar op die uitkyk vir die bulle, né? En nou kom Paulus hierso in Kolossense 3, en nou kom sê hy vir die mense, hy kom sê vir hulle, julle is die uitverkore volk van God wat hy lief het. So hy kom sê, hy sê, besop vir die dwaale, moenie val in hierdie goeders nie, leef nou die lewe van die nuwe mens, vers 10, wat al hoe meer vernuwe word aan die beeld van die Skepper en tot die volle kennis van God. So, breek heeltemal weg met julle weer wat ons nou in die afgodsdiens ingebed was. Besop vir alle goed, besop vir die dwaalleraars. Julle moet leef nou as nuwe mense wat al hoe meer vernuwe word na die beeld van God. En ek wil sê, Paulus, kom en gee julle identiteit. Weet julle wie julle is? Julle is die uitverkore volk van God wat hy baie lief het. Wees hier die uitverkore volk van God. Die mense, hierdie heidene wat tot bekering gekom het, wat vir Jesus aangeneem het as hulle persoonlike verlosser en saligmaker. En dan gaan ek nou 'n paar goedjies sê, liewe vriende, waarby ons gaan stil staan, maar ek wil dan skiep gou hier na vers 16, waar hy sê, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Wat beteken dit? Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Nou pak hy dit uiteindelik hier van vers 12, waar hy sê, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Kom ons hou net so 'n bietjie stil daarby. So, die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Né? Hoekom? Omdat ek en jy en hierdie mense in Kolosse die uitverkore volk van God is. Hoe lyk hierdie uitverkore van volk van God? Hoe lyk dit wanneer die boodskap van Jesus in jou is, liewe vriende, tot sy volle rykdom in jou bly? Dan beteken dit, as dit waar is, daarom moet julle meer lewend, goedgesind, nederig, sagmoedig en verdraagsaam wees. Wat is meer lewend?
Liewe vriende, meer lewend is as wanneer jy in 'n gemeente behoort. Kom ons sê in NG Kerk Sonnekus Milnerton. Beteken meer lewend is dat jy deelneem aan die aktiwiteite van die liggaam van die Here. Dit gaan nie oor die kerk nie. Kerk is ek en jy. Dit beteken jy is meer lewend, jy neem deel aan die aktiwiteite van die gemeente, van die liggaam van die Here. Wanneer iemand sê, byvoorbeeld 'n eenvoudige ding, sê, maar weet jy, gaan daar mense wees wat ons help om perskes of appelkose te skil. Dat daar moet eintlik te veel mense wees wat hulle aan opsteek. Jy's meer lewend. Jy's meer lewend wanneer daar sonnaskool aangebied moet word. Kom ons help om die sonnaskool aan te bied. Die bazaar, die uitreik. Wat ook al, lieve vriende, klein groepe. Dit is wat dit beteken as jy 'n uitverkore volk van God het, wat hy baie lief het. Dit is wat dit beteken, liewe vriende, as die boodskap van Christus in sy volle rykdom in jou en my bly. Dan is ons meer lewend. Jy's ook meer lewend, liewe vriende, wanneer dit gaan om 'n bydrae te gee vir die kerk op 'n finansiële vlak, want die kerk, die liggaam van die Here in jou omgewing, moet voortbestaan. So jy's ook meer lewend wat dit aanbetref, né? Ons moet dit ook vir mekaar kom sê. Ek sê dit baie mooi. Ek sê dit so min omdat ek mos nou maar 'n hang-up het oor die hele geld ding, maar liewe vriende, ek moet net maar oor myself kom, want in die proses het ek baie lank, vir 33 jaar om die waarheid te sê, nooit daar gepraat nie, en eintlik 'n geslag van ons jong mense moes ek dit geleer het, en ek het dit nie ordentlik geleer nie, so ek moet ongelukkig maar die goed vir ons sê, dit is maar waarop neerkom, né? Dan sê hy, so ons moet meer lewend wees in alle fasette, ons moet goedgesind wees. Wat beteken dit om goedgesind te wees? Liewe vriende, dit beteken dat ek en jy anders kyk na ander mense. Ons is hulle goedgesind. Jy kyk na die beste wat jy in hulle sien. Jy's hulle goedgesind. Jy liewe vriende, ek probeer net vir myself uitfigure, sommer terwyl ek nou met julle praat, wat is goedgesind? Dit beteken, liewe vriende, wanneer jy by 'n joggie kom, dan gee jy ons om 'n tip. Hy hoef nie 'n tip te kry nie. Ons gee hom 'n tip. Wanneer jy met iemand praat, liewe vriende, dan is jy altyd goedgesind. Jy wil hoor hoe gaan dit met die een. Jy wil hoor hoe gaan dit met sy kinders? Hoe gaan dit met sy familie? Hoe gaan dit met haar familie? Waar kom hulle vandaan? Jy's hom goedgesind. Jy gee vir daai persoon miskien van jou klere wat uitstekend nog is. Jy's die persoon goedgesind, hè? Julle kan hom nog gaan verder uitpak. So julle is meer lewend, julle is goedgesind. Dit is hoe dit lyk as die band wat julle saambind in volmaakte eenheid, hoe dit lyk, liewe vriende. Dit is die boodskap van Christus wat in sy volle rykdom in julle moet bly. Beteken as Jesus in sy volle rykdom in jou bly, is jy meer lewend, is jy goedgesind, is jy nederig. Beteken jy sit jou in die ander persoon se skoene, 'n deel van die vrug van die Gees nederig. Nee, jy sit jou in sy skoene. Jy sê, hoorie so, ek wil vanuit sy situasie na goeders kyk. Jy's nederig. Jy stel jou nie in eie waan voorop nie, soos wat Paulus inderdaad gesê het van hierdie ouens wat dink hulle sien allerlei visioene, nee. Jy is nederig, jy plaas jou in die ander een se voetspore. Jy praat maar stadiger, liewe vriend, jy praat nie te vinnig nie. Jy's sagmoedig. Jy raak nie sommer net kwaad nie. Sagmoedig en verdraagsaam, kan ons eintlik dan nou saam sê, nee. Jy is sagmoedig en verdraagsaam. Verdra mekaar, liewe vriende. Ons is baie keer so onverdraagsaam. Ons is so maklik geïrriteerd. Dan kom sê Paulus, ons moenie so wees nie. Julle is die uitverkore volk van God. Die boodskap van Christus moet in sy volle rykdom in julle bly. Hierdie goed moet deel wees van julle. Kom sê hy vir die mense in Kolosse, en kom sê hy ook vir jou en vir my vandag. Ons kan weer môre 'n bietjie aangaan met die res. Mag julle God se liefde ervaar, mag jy Jesus se genade ervaar, mag jy die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.